Goeiemôre broers en susters. Wat 'n heerlike voorreg om vanmôre ook hier bymekaar te wees en ons wens julle elkeen ook 'n geseënde Kersfees ook toe en 'n gesellige tyd ook saam met julle familie en vriende. Ons het net twee saakies wat ons wil afkondig. Daar's vanmôre het ons tydens die erediens het ons een kollekte. Die kollekte gaan vir die Barmhartigheidsfonds. Dan wil ons ook graag ons meelewing vanmôre betuig. Broer Johan Hand en suster Karen Hand. Suster Karen se eie pa, broer Lou Venter, is gisternag oorlede. Ons wil graag vra dat ons 'n oomblik opstaan om ons meelewing ook met hierdie familie te betuig. Baie dankie. Ons gaan vanmôre vooraf, terwyl ons so sit, so 3 kersliedere saam sing, voordat ons dan gaan stil word voor die Here. Ek gaan hulle nie afkondig nie, hulle staan op die bord, sal ook so aangedui word.
Ons raak net so oomblik stil voor die Here. Ek kyk op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en getrou bly tot in alle ewigheid. Verhef julle harte tot God, ontvang sy seën, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader, ons Here Jesus Christus, ryklik vermeerder deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Ons staan, dan sing ons saam 'n loflied vir die Here, Skrifbereiding 4:4, daarvan die 2de, die 3de en die 5de vers. Ons sing dit staande, en dan kan ons weer ons sitplekke inneem. Kom ons bid saam. Ons almagtige God, ons hemelse Vader, wat 'n wonderlike voorreg om vanmôre as gelowiges saam in die huis bymekaar te kan kom en aan U die eer te bring, om U te loof, U te prys en U te eer vir die feit dat U ingegryp het in elkeen van ons se lewens persoonlik. Dat U Seun Jesus Christus gestuur het, hy wat hom op God gelyke wyse nie daaraan vasgeklem het nie, maar homself juis verneder het, deur gelyk aan ons te word, deur 'n mens te word en onder ons te kom woon. En die vernedering van menswees verduur het, ja selfs tot die dood toe was hy ook gehoorsaam gewees. Hy het die volle som, die volle prys betaal vir elkeen van ons se lewens. Dankie Vader dat ons vanmôre kan gedenk dat U Seun Jesus Christus mens geword het en onder ons kom woon het. Dankie Vader dat die evangelie soveel meer en soveel groter is as net die krib in 'n stal. Dat dit soveel meer is as net 'n helder ster en herders in 'n oop veld. Dankie dat die evangelie nie stop by die geboorte van U Seun nie. En dankie Vader dat hy 'n lewe geleef het in die plek van ons lewens. Dankie Vader dat hy gesterf het in ons plek.
sodat ons ook vanmôre soos ons weer herinner is wanneer ons met mekaar saam meeleef en veral met die hande vanmôre saamleef in hulle seer. Dat ons kan weet ons gaan ons sterwensuur nie alleen tegemoet nie, maar dat die Seun ook aan die kruis uitgeroep het, my God, waarom het U my verlaat, sodat ons nooit deur U verlaat sal word nie. En so vergestel, so raak dit werklik Immanuel, God met ons. Nie net toe hy gebore is nie, maar elke dag. Dankie dat U ook die belofte van die Heilige Gees gegee het, dat U vir ons gesê het, U is met ons al die dae tot die volëinding. Ons bid Vader dat U ons sal seën ook nou met die woordverkondiging, wil U ons harte oop en ontvanklik maak. Mag ons nie net hoor wat U sê nie, maar ook daders word van U woord. Mag die wyse waarop ons hierdie dag deurbring, mag dit U naam verheerlik en groot maak. Mag ons mense heen wys na die ewige lig, ons koning en verlosser Jesus Christus. Mag dit nie net gaan om lekker kos en saam kuier nie, maar mag dit ook in al ons doen en late U naam verheerlik en groot maak. Ons dank U Vader vir genade onbeskryflik groot. Ons loof en prys U naam, omdat U naam die enigste naam is wat prysenswaardig is, omdat U die koning van die heelal is, en ons klein nietige mense. Ons aanbid U, ons loof U, ons prys U, om Christus ontwil. Amen. So met die oog op die skriflesing en die prediking, terwyl ons so sit, Psalm 40 vers 3, en dan gaan ons saam lees uit Jesaja 8, vers 23 tot 9 vers 6. Ons lees vanmôre saam uit die woord van die Here uit Jesaja 8 uit. Ons lees vanaf vers 8, of hoofstuk 8 vanaf vers 23 tot en met hoofstuk 9 vers 6. Ons luister saam na die woord van die Here. Maar in die land waar daar duisternis is, sal daar nie langer donkerte wees nie. In die verlede het die Here die gebiede van Sebulon en Naftali verneder, maar in die toekoms sal hy die pad na die see van Galilea toe, die Jordaanstreek en die gebied van die heidene in ere herstel. Die volk wat in die donkerte geleef het 'n groot lig gesien. Oor die wat in die donker land was, het 'n lig verskyn. En die wat nie meer 'n nasie was nie, baie gemaak, hulle blydskap groot gemaak. Hulle het hulle in die teenwoordigheid verbly, soos mense bly is in die oestyd, soos hulle juig wanneer hulle die byt verdeel, soos die dag toe Midian verslaan is, het U die juk verbreek wat op die volk gedruk het, die stok waarmee hulle geslaan is, waarmee hulle gedryf is. Elke soldateskoen wat in die oorlog gebruik is, en elke uniform wat met bloed bevlek is, sal verbrand word, deur die vuur verteer word. Vir ons is 'n seun gebore, aan ons is 'n seun gegee. Hy sal heers en hy sal genoem word wonderbare raadsman, magtige God, ewige Vader, vredevors. Sy heerskappy sal uitbrei en hy sal vir altyd vrede en voorspoed bring. Hy sal op die troon van Dawid sit en oor sy koninkryk regeer. Hy sal die koninkryk vestig en in stand hou deur reg en geregtigheid van nou af en vir altyd.
Daarvoor sal die onverdeelde trou van die Here die Almagtige sorg. Ons lees tot sover. Ons teksverse dan ook weer hierdie laaste 2 verse. Vir ons is 'n seun gebore, aan ons is 'n seun gegee. Hy sal heers en hy sal genoem word wonderbare raadsman, magtige God, ewige Vader, vredevors. Sy heerskappy sal uitbrei en hy sal vir altyd vrede en voorspoed bring. Hy sal op die troon van Dawid sit en oor sy koninkryk regeer. Hy sal die koninkryk vestig en in stand hou deur reg en geregtigheid van nou af en vir altyd. Daarvoor sal die onverdeelde trou van die Here die Almagtige sorg. Geliefdes in ons Here Jesus Christus. Vrede. Vrede is sekerlik een van die mees gesogte items op die agenda van enige mens. Rus en vrede. Meeste van ons werk daarna toe om by 'n punt uit te kom waar ons nie meer so gejaag hoef te wees nie, waar ons nie meer agter 'n klomp goed hoef aan te jaag nie, maar waar ons in rustigheid en vrede kan sit en net kan ontvang wat ons toekom. En tog is dit iets wat ons bly ontwyk. Asof 'n mens nooit daai punt kan bereik nie. Daai punt van vrede. Ten spyte daarvan dat ons almal na 'n stukkie vrede soek, is dit nie regtig 'n kenmerk van ons wêreld nie, is dit? Vrede ontwyk selfs die van ons wat in die veiligste komplekse woon, die mense met die meeste met die meeste geld, die gesinne wat die meeste lyk asof hulle alles agter mekaar het, ook daar is vrede nie noodwendig te vind nie. Bekommernis, stres, frustrasie eers dikwels oor ons lewens. En dikwels ook by iets so eenvoudig soos om hier na by 'n etenstafel te gaan sit en onder die oog van iemand te sit en te wonder of mense dit goedkeur. Is ek aanvaarbaar? Is ek goed genoeg? Is dit wat ek bied vir almal genoeg? En dan begin 'n mens wonder naderhand, maar waar gaan ek dit vind? Waar vind 'n mens vrede as selfs die mense wat in die oë van die wêreld gearriveer het, dit nie eers het nie? Waar is hierdie beloofde vrede waaroor die engele gesing het? Vrede op aarde vir die mense in wie hy 'n welbehae het. Waar is die vrede waarvan ons teks praat? As ons lees, vir ons is 'n seun gegee, hy sal genoem word vredevors. Waar is die vrede en die voorspoed wat hy, wie se geboorte ons vandag gedenk, sou bring? Waar is my vrede? As ek nou nog rou oor 'n geliefde. Waar is my vrede as die vir wie ek liefhet se lewens nog deur lyding en pyn geken word? Waar is die vrede? Die ooglopende is dat vrede net by die vredevors te vind sal wees. En die geheim is dat hierdie vrede dalk nie 'n gebrek aan geweld, 'n gebrek aan siekte, aan seer en swaar kry is nie. Dalk is hierdie vrede iets totaal anders. So kom ons grawe vanmôre saam in hierdie wonderlike uitspraak van God by monde van Jesaja in. En ons begin by 7 eeue voor die geboorte van die Messias, wat die profeet Jesaja 'n profesie ontvang. En terwyl hy die Israeliete aangespreek het, wat op die punt gestaan het om weens hulle rebellie en afgoderry en ballingskap weggevoer te word, dan wys hy hulle in die toekomstige tyd, na 'n tyd wanneer daar 'n oplossing gaan wees, 'n onverdiende geneesmiddel gaan opdaag. Iets van God wat tussen hulle midde in hulle midde gaan neerdal. Hy het selfs gesuggereer die geneesmiddel sal God self wees. Hierdie komende gawe is kosmies in omvang en tog so intens persoonlik ook. Let daarop dat daar staan die ontvanger is ons. Vir ons is 'n seun gebore. Israel se naam staan op die etiket. En die inhoud is goddelik. Die beloofde kind sal niemand minder wees as die magtige God, soos ons teks dit sê. Boonop is dit 'n
'n gawe wat direk verband hou met dit wat ons ontwyk. Die beloofde kind sal ook 'n vredevors genoem word, 'n gepaste titel, want vir sy volk sal daar geen einde wees aan die uitbreiding van sy heerskappy van vrede nie. Geen uitsonderings, geen ontwyking, geen vervaldatum nie. Jesaja sien die lig van redding. Sy oog ingestel op die lig. En die lig van die oog verlig die hele liggaam. En Jesaja sien die Here se hand in Judas se situasie, wat natuurlik ook van toepassing is by ons vandag. Hy sien die uitkoms wat ons Here sal bewerkstellig en hy gee vir hulle hoop. Daar sal weer 'n helder lig skyn van bevryding en van redding oor die mense wat in die donker land woon. Dit is daardie lig waarvan Johannes gesê het, in hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis, en die duisternis kan dit nie uitdoof nie. Hierdie lig is nie maar net 'n kortstondige ligflits, en dan is daar weer donkerte nie. Nee, hierdie lig het gekom om te bly skyn. Hierdie lig se koms het die eerste keer die weivelde van die skaapwagters verlig. En ons ken die geskiedenis daar agter. Die herders het dit eerste gesien en terwyl hulle in verwondering daarna gekyk het 'n engel aan hulle verskyn en gesê: "Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser gebore, Christus die Here." Sê Lukas 2 vers 11. Toe kom daar 'n menigte engele uit die hemel wat God prys en sê: "Eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mens in wie hy 'n welbehae het." Ja, daardie kindjie wat die herders in die krib in Bethlehem sou vind, is dieselfde kindjie waarvan Jesaja gesê het: "Vir ons is 'n seun gebore, aan ons is 'n seun gegee, en hy sal heers en hy sal genoem word Wonderbare Raadsman, Magtige God, Ewige Vader, Vredevors." Jy sien, geliefde, die evangelie is groter as net die krib in die stal. Dis meer as herders en wyses, want Christus se mens word eintlik as 'n inval in aardse bestaan beskou. Want dit is te gelykertyd 'n aanbreek van vrede en 'n oorlogverklaring. Die baba aan die krib het immers nie daar gebly nie, hy het groot geword, sy vader gehoorsaam tot die punt van die dood, ja die dood aan die kruis, en daar waar hy hang aan Romeinse hout, het hy vrede tussen God en mens bewerkstellig. Maar ook die Satan, die dood en die sonde se houvas op ons vir ewig vernietig. Jy sien, elke ander geloof verkondig een of ander vorm van werkheiliging. As jy dit doen en as jy so leef en as jy hierdie ding doen, dan gaan jy hierdie transcendente kalmte of vrede beleef, as jy maar net hierby hou. Maar dit is juis hiervan dat die vredevors ons vrymaak, geliefdes. Dis waarom die evangelie totaal anders is as dit wat elke ander geloof verkondig. Ek het dit so tyd terug met julle gedeel, maar ek herinner maar weer, so tyd terug, het ek verwys na David Platt wat 'n gesprek gehad het met 'n dorpie se leiers waar hy die evangelie kom verkondig het. En hier het die New Age denkstroom baie duidelik en sterk pos gevat en die vraag was: waarom is daar nie wrywing tussen die mense in hierdie dorp met hierdie groot klomp verskillende gelowe nie? En die een ouer man, leier daar in die dorp, het hom geantwoord en gesê: David, jy sien hierdie berg, God sit bo op die berg, en al die gelowe van die mense is net verskillende paadjies om by God uit te kom. En jy het nog een gebring. En David antwoord hom, hy sê: nee, ek het nie nog 'n pad na God toe kom verkondig nie. Want die God wat ek verkondig sit nie op die berg nie. Hy het afgekom en onder ons kom woon om die weg en die waarheid en die lewe te wees. Hy's nie nog 'n manier om op te klim tot by die troontjie nie. Want jy sien, dit is juist waar die kruks van die saak inkom. Ons stry ons hele lewe lank, ons beklei ons hele lewe lank om waardig te wees, om genoeg te wees,
Sodat mense kan sê, jy's goed genoeg. En ons probeer dit in ons geloofslewens ook doen, wanneer ons telkens probeer om waarig te wees, om verlos te word, maar verstaan dit, God se liefde is volmaak in Christus. Jy kan nie nog iets bysit om dit meer te maak nie. Jy kan nie nog iets bysit om jou verlossing beter te maak nie. Christus het die volle som betaal, alles op hom geneem. Wat ons moet doen is om dankbaar te reageer op die feit dat ek losgekoop is. Ek hoef myself nie meer af te sloof om 'n bergie te klim nie. Ek is vrygekoop, ek is losgemaak, ek is nuut gemaak in Christus. En daarin is daar rus, daarin is vrede. Sien is waar die twee gelyktydig bestaan, want Christus self is 'n oorlogsverklaring. Ja, jy gaan ongemaklik wees en uitvoel tussen mense van die wêreld, maar in dieselfde asem vrede ontvang in die wete dat ek nie die berg hoef te klim nie, want Jesus Christus het mens geword en onder ons kom woon. Hy word die bron van vrede en daarom is daar vrede wat ons ontvang, is daai vrede ook bonatuurlik. Dis nie 'n outomatiese deel van die wêreld nie, dis nie iets wat die wêreld ken nie. Dis iets wat in die persoon van Jesus Christus te vind is. My vrede is in hom. Hy is die waarborg aan ons gegee. Hy is dit wat my vul met vrede wat alle verstand te bowe gaan. Vrede wat ongeken is in hierdie wêreld. Vrede wat uitstaan soos 'n blou kuifloerie wat in die middel van 'n haalstorm nog steeds sit en sing. Wat sing oor die vrede en die genade wat hierdie seun vir ons bring. En daarom word hy genoem wonderbare raadsman, raadsman vir sy volk. In Jesaja 22 lees ons hoe dat die volk in die duister na die nagwag roep en vra hoe lank voordat die nag verby is. En dan kan die nagwag met vertroue sê, juis omdat hy die lig, die helder môrester, Jesus Christus aan die horison sien, dat hy sê die dag het reeds aangebreek. Die nag is verby, die lig het gekom, ook al lyk dit dalk vir jou duister. Dan sê hy, as julle weer wil kom vra gerus, julle kan altyd weer kom vra. En dis die werk wat ons Here Jesus kom doen het. Hy het nie net gekom om ons te verlos van die duister se houvas nie, maar hy het ook vir ons 'n raadsman geword. Hy, die woord wat vlees word en onder ons kom woon, praat vandag nog met sy woord en met sy gees met ons elkeen. Hy verander ons perspektief van een wat in die donker vaskyk, na een wat ook die lig sien. En hierdie seun word dan ook genoem, magtige God. Dit is hy waarvan Johannes sê, in die begin is die woord daar en die woord is by God, die woord is self God. Die woord het mens geword en onder ons kom woon, ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat hy as die enigste seun van die Vader het, vol genade en waarheid. Hierdie seun wat gebore is mens om volkome gehoorsaam aan God te wees en die vloek van die sonde te dra, maar hy is ook God om die verlossing te bewerkstellig sodat daar vir ons 'n ewige lewe kan wees. Sy almag word beklemtoon wanneer ons lees, alle mag in die hemel en op die aarde is aan hom gegee, Matteus 8.
Ons antwoord op ons skriflesing en ons prediking met die sing van Skrifbreiding 3:1, die omdigting ook van die teks wat ons vanmôre saam gelees het. Kom ons sing saam Skrifbreiding 3:1 daarvan verse 1 tot 3. Verhef jou harte tot God en ontvang sy seën. Die Here seën u en behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn en sy u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en gee aan u vrede. Amen.